Goeiemôre vriende, so hier op 'n Saterdagoggend, 'n lekker Saterdagoggend. Dis al wat lekker is van hierdie somerweer van ons, As ek nou kyk daar in die binneland, dan verspoel die ouens. Ons het winter, en ons winter, ons somer het somer, ons bietjie wind, ja. Maar dit reën hom nie heeltyd. Ek weet nie hoe dit vir my so gewees het, ek het die hele tyd nog bes gereën het nie. Maar dit het baie gereën daarbo. Ons dink ook aan almal wat verspoel het en ons weet die reën het ook baie beteken vir mense, maar ons weet ook al het baie verliese gery, so weet maar net ook julle wat daarbo is, ons dink baie aan julle ook in hierdie tyd. Vriende, mag dit vir julle 'n mooi dag wees. Kom ons raak net stil. O heilige God, almagtige Vader, alomteenwoordige Heilige Gees. Dankie o Jesus dat U vir ons kom sterf het aan die kruis. Dankie Here dat U inderdaad vir ons intree by die Vader. Dankie dat U 'n absolute volkomme versoening vir al ons sondes gebring het. En dankie dat U deur U Gees hier op aarde regeer. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ek is by Psalm 96, nou julle weet nou hoe dit werk, elke keer so tussen die boeke deur, dan doen ons so 'n bietjie 'n meditatiewe tipe van aangeleentheid, vir meditatiewe oordenking, wat ek vir julle 'n stukkie lees, julle raak stil daaroor, julle kan hom pause, julle kan hom net laat aangaan, as julle die stilte langer wil hê, pause hom net daar, so ek gaan nie lang stiltes gee nie, want julle kan hom self pause, maar gaan hom so 'n klein stiltydjie gee, die van julle wat dit net so wil hanteer, en dan dink 'n bietjie oor wat die gedeelte vir jou sê, en bid sommer daaroor, né? So as jy, as hy staan, die Here is my herder byvoorbeeld, en sê jy sommer dat in daai stilte sê, Here, dankie dat U my herder is, dankie dat U voor my uitstap, dankie dat U my vashou, dankie dat U by my is, dankie dat U vir my sorg, né? Julle verstaan nou wat ek sê, so, dis nie net 'n luister, ons gaan aan nie, dis 'n meditering daar, 'n reflektering, en terselfdertyd gebed, saam daaroor wat jy vir die Here sê. Ons gaan nou vandag 'n bietjie stil staan by sing tot eer van die Here, en prys die Here, so daai stiltetjies gebruik het om hom te prys, né? As jy 'n liedjie het, sing dit. As jy anders sê dit vir Here, dankie Here, ek wil U naam groot maak. Ons doen dit so min, vriende, né? Ons doen dit so min. So gebruik jy die geleentheid om dit dan ook te doen. So ek gaan Psalm 96 vat. Ek gaan kyk tot waar ek uitkom met hom, want dit is so 'n mooi Psalm, vriende, want dit gaan absoluut oor die oor lof en aanbidding vir die Here. So ek gaan dit so begin met julle, kyk waar ons uitkom, so na 'n paar minute stop, en dan maandag dan weer aangaan daarmee. So kom ons raak so rustig, daar waar jy miskien sit. As jy sit, ontspan rustig, haal rustig asem, sit jou hande op jou skoot, haal net rustig asem, ontspan jou skouers, as jy nou ry, is dit 'n bietjie anders, maar hou dan maar jou oë oop by die aard van die saak, maar laat hy spanning so 'n bietjie uitgaan. Baie van ons spanning sit in ons skouers, né? Ontspan jou skouers, sê vir die Here ook dat hy met jou sal praat, ook in hierdie oordenking, hierdie meditatiewe oordenking wat ons het op 'n ander manier. Raak bewus van jou omgewing om jou, as jy in die kar, miskien as jy by die huis, miskien is jy 'n stil plek waar jy sit vanoggend. Sê vir die Here, dankie dat jy daar kan wees, dankie dat jy op pad is werk toe, dankie dat jy 'n werk het. Wees net bewus van hom, jou omgewing, né? As jy miskien die karre, in plaas van om kwaad raak, bid vir die taxi. As jy see sien, raak net bewus van jou omgewing, die berg, die mense in die karre rondom jou, mense by die werk, daar by jou huis. Raak bewus van jou omgewing wat God vir jou gegee het, waarna jou geplaas het. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing tot eer van die Here almal op aarde. Sing tot eer van die Here, prys sy naam, verkondig elke dag sy reddingsdade. Vertel die nasies van sy mag, al die volke van sy magtige dade. Vertel die mense daar by die werk van die Here. Hoe gaan jy dit doen? Vra vir die Here nou om jou te help.
Die Here is groot. Al die lof kom hom toe, ontzagwekkend as hy bo alle gode. Al die gode van die volk is niks. Dit is die Here wat die hemele gemaak het. Majesteit en luister straal van hom uit. Krag en glans vul sy heiligdom. Prys die Here alle volke. Prys die Here om sy eer en mag. Prys die Here om die eer van sy naam. Kom na sy voorhoewe toe. Bring vir hom offers, kom na die kerkgebou as die kerk van die Here. Kom na sy voorhoewe, bring vir hom offers. Buig voor die Here by sy heilige verskyning. Betoon eerbied aan hom almal op aarde. Verkondig onder die nasies, die Here regeer. Die wêreld staan vas, dit moet jy verkondig, dit moet jy vertel. Dit wankel nie, die Here sal die volke regverdig oordeel. Verkondig dit by die werk, verkondig dit daar en by jou familie en jou vriende en jou kollegas. Die hemele moet bly wees en die aarde moet juig. Die see en alles daarin moet druis. Die veld en alles daarop moet jubel. Al die bome in die bos moet hulle verheug voor die Here, want hy kom. Vriende, die Here is op pad, of mense dit wil weet of nie. Sy tyd is sy tyd, nie ons tyd nie, maar hy kom, vriende. Gaan 'n groot skok wees vir mense eendag wat nie God die Vader, Seun en Gees aanbid het nie. Hy kom om oor die aarde te heers. Hy sal oor die wêreld heers met regverdigheid, oor die volke met billikheid. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.